met my nie, dit gaan nie werk nie. Ek moet hulle met iets bang maak. Dit gaan nie ek wees nie. Ek wil net eendag vir julle sê, het 'n klein oukie net hier voorgesit. En ek weet nie hoekom het ek daai dag klaar my toga aangehaal, nee, maar ek het my toga aangehaal en ek het na agteraf gekom. En wat ek nie weet nie, is die ma het vir die klein seentjie gesê, as jy nie gaan stil sit nie, gaan die dood nie jou vat. En die volgende oomblik gaan sit ek langsom. Die arme ding het dood gegaan. Ek moes baie mooi na die tyd verduidelik, ekskuus my liefie, maar hierdie tannie gaan nie vir jou opvleer. Dis baie lekker om terug te wees, en ek hoop is vir julle almal baie lekker om terug te wees. Ons allerhande opwindende goed vir ons kinders ook vanmôre. So ek wil regtig sê hartlik welkom terug. Ons gaan hierdie jaar gaan ons ek dink 'n baie besondere jaar hê. So baie dankie vir almal wat julle vanoggend hier is en hou dit so asseblief dat ons deur die winter en deur alles so baie is, dis vir my baie lekker. Ek wil gou net 'n paar mense verwelkom. Waar sit Karla en sit Konrad? Karla en Konrad. Is julle. Daar is hulle. Goeiemôre en welkom by ons. Ek het almal vir julle gesê ek hoop dat julle baie gelukkig by ons gaan wees. Kan ek nog sien wie vanoggend hier Leni, waar sit jy met jou familie vanmôre? Leni, daar sit hulle. Baie hartlik welkom aan julle ook. Is daar nog iemand wat ek vanoggend kan verwelkom wat hier by ons is? Jou sis is ook vanoggend hier by ons Rika. As hy gesê ek moet vir sy ou sis, so ou sis baie hartlik welkom vanmôre. Nog iemand? Goed, kom ons doen gou die verjaarsdag vir ons by die ernstige goed kom. Johan, jy sit iewers daar agter, jy verjaar môre. Baie hartlik geluk. Goed, kan ek gou gesien, Rosel, hier sit jy sommer by die oom. Baie geluk my nonna nooit. Jy verjaar donderdag. Rika, en jy verjaar. Baie hartlik geluk. Goed, ek sien Bessie is hier. Ek gaan kyk as Lucy Laurens vanoggend hier. Nee, net die wat. En iemand anders wat verjaar wat nou nie op hierdie lys is nie. Eerder jy het verjaar. Nee, ek weet. Dis hoekom ons vanoggend vir jou sê. Ons hoop is 'n baie mooi jaar. Goed. Henry, jy het verjaar. Ek ook gesels. Jy kry 'n selfstukkie vanmôre. Maar kom net nie dinsdag nie, nee, jou sê. Daar sê. Ek kan net kyk, ek moet seker nou hier gekyk het. Ha? Ja, eerder hier is joune. En dan as ek vir jou gee, as jy gekyk het, Hetty, waar sit jy? Hetty te beer. Verlede week was jy confused met al die Hetties gewees. Hetty, nog nie 'n sagstokkie gekry nie, sy het 'n sagstokkie ook kry. Goed, broers en susters, ons is in die jaar 2026 en hierdie jaar gaan ons tema vir die jaar ontdek jou plek wees. As jy vinnig op die bord kyk, sal jy sien ontdek jou plek op 2 bene. Die eerste been is ons geskiedenisprojek. En Bertie het hierdie reuse taak aangepak om ons geskiedenis van 84 af te dokumenteer. Maar nou weet julle, dit gaan 'n baie kreatiewe ding wees. So, ek wil vanoggend vra, as daar van julle is wat lus het om saam met Bertie hierdie projek te hanteer. En dit gaan nou beteken Bertie foto's en die kerkgebou en al die goed wat daarmee saamgaan. Dan moet julle asseblief met Bertie kontak maak en hom sê julle is in. Julle sal hom help met die geskiedenisprojek sodat ons op 'n baie mooi manier ons geskiedenis dokumenteer van 84 af. Te sien waar trek ons teen hierdie tyd. So asseblief, sê vir Bertie, julle is in. Dan die tweede deel is
so iets wat van 'n geestelike reis wat ons onderneem. Want die eerste een sê ontdek jou plek. So ons gaan ons plek ontdek. Die geestelike reis sê ontdek jou plek. En ons gaan so oor 8 weke met 'n tema gekoppel aan elke Sondag gaan ons hierdie reis onderneem. Om te ontdek wie is ons, wat is ons, waarheen is ons op pad. En dis vir my so mooi die woorde van Jeremia 29. Ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en 'n toekoms vol hoop. En dit is wat ons gaan ontdek. So die eerste termyn gaan ons besig hou met ontdek jou plek. En ons gaan dit op verskillende maniere doen. So ek gaan my bes doen om die aanbiedings ook digitaal te hê, sodat mense wat nie noodwendig sê nou maar in die aand bymekaar kan kom, nie kan deel hê daaraan op 'n digitale manier. So volgende week gee ek vir julle al die detail daarvan, want ons spring die 1 Februarie weg met hierdie een. En ek dink dis min of meer iewers daar wat ons 'n bietjie met die geskiedenisprojek ook gaan begin werk. So dit is die opwindende goed wat wag vir hierdie eerste termyn. Dan in die tweede termyn gaan ons al 3 verder gaan van ons gaan bietjie droom. En ons gaan kyk waarheen dis vorentoe. Met al die hoop van wat ons ontdek het van wie ons is en wat ons is, vra ons waarheen is ons op pad. Goed. So asseblief ek vra dat ons almal deel het daaraan. As jy nie tyd het om fisies in die aand hier te kan wees op 'n weeklikse basis nie, skakel dan digitaal in, sê jy's in dat ons so 'n bietjie hierdie pad loop, om uit te vind wie is ons en hoe het die Here ons geseën en waarmee het hy ons geseën om hierdie werk vir hom te kan doen. Goed, so ek hoop julle raak saam met my opgewonde oor hierdie ontdek jou plek, want dit is waarmee ons gaan besig hou hierdie jaar. Dan wil ek vanoggend vra dat die ouers, veral van die laerskoolkategese, maar die ouers van die hoërskoolkategese ook asseblief, na die tyd, direk na die erediens, sommer hier voorkom inskuif. Ons het baie opwindende nuus vir julle en ons wil graag dit deel wat ons beplan vir hierdie jaar. So kom asseblief, ons gaan ook vir die ouers vra om dan ook die vorms in te vul, sodat ons al die detail het wat ons nodig het. So asseblief, na die erediens, kom skuif sommer in en dat ons kan praat oor die kategese en die pad vir hierdie jaar. Goed, reg met julle. Goed, broers en susters, ons gaan nou so vir 'n oomblik net rustig raak met stil gebed en dan gaan ons begin met ons toetrede lied wat lied 175 is. Ja. Ons wil net om aan te sluit by julle wees vir julle vra, as daar van julle is wat enige musiekinstrumente speel, dat julle asseblief na vore kom na die diens na my toe, dat ons julle kan betrek by eredienste waar ons ander instrumente wil ook gebruik. So ek weet daar is van julle wat ander instrumente redelik goed speel, so kom asseblief vorentoe en dat ek julle name kry, dan kan ons julle betrek by die eredienste. As ook ons vir die kantory 'n bietjie uitbrei. Ons het so 'n klein groepie van mense wat sing en wat voorsing by van die eredienste. So ek wil dit groter maak, dat ons regtig as gemeente saam weet is. So as daar van julle is wat wil aansluit by die kantory, kom ook na my toe na die eredienste. Asseblief. Goed.
Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Amen.
bely vanoggend, broers en susters, iets oor hierdie God waarvan ons nou net gesing het, hy is ons grote koning. En dis woorde wat aangepas is uit ons skriflesing uit Efesiërs 4. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom het ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is, die evangelie van ons verlossing gehoor het, en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, ons as die eiendom van God beseël. Daar is net een liggaam, en net een gees. Soos daar net een hoop is, waartoe God ons geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Kom ons dank God hiervoor en ons sing Vonk 142, daar die eerste en die tweede vers. Here ons God, hoe dankbaar is ons om vanoggend so by mekaar te mag wees. Here, deur 'n feesseisoen, deur 'n geleentheid om U te eer vir dit wat U vir ons gedoen het. Kom ons vanoggend hier by mekaar en ons kyk vorentoe. Ons kyk na 'n jaar wat voor ons wag. En Here, ons wil vir U vra, help ons om dit met opgewondenheid en met 'n diepe dankbaarheid en met 'n stuk nederigheid in ons harte te kan inneem, te kan vorentoe kyk en weet, daar is vir ons hoop, want U is by ons en U bly by ons en ons leef uit U genade. Here, baie dankie dat ons by mekaar mag wees in U naam en ons weet dit is omdat U ons geroep het. Dit is omdat U ons naam ken. Here, dit is omdat U ons naby aan U hou. En omdat U kies om hier tussen ons te wees. En deur die Gees met ons te werk. En ons bid, Here, dat ons vanoggend regtig sal hoor wat U uit die woord vir ons sê. Dat ons sal luister, dat dit ons sal aangryp en dat dit sal verander hoe ons na ons eie lewens en na ons wêreld kyk. Here, ons het lankal geleer dat daar net een hoop is. En dit is die hoop wat U vir ons gee. En dat ons mag leef uit daardie hoop. Wees vanoggend met ons, Here. Wees in hierdie week met ons, waar ons dit gaan uitleef wat ons vanoggend gehoor het. Herstel dit wat in ons verkeerd is.
Maak heel, Here, wat stikkend is. Help ons om weg te kyk van die verlede, vandag te waardeer en na môre uit te sien. Help ons, Here, om te besef dat liefde is die kern van ons lewe, want U is liefde en U is ons kern. En gee ons, Here, die moed en die oortuiging om dit te gaan leef elke dag. Dankie vir ons kinders wat terugkom gaan skool en wat 'n hele jaar het waarin hulle nuwe dinge kan leer. Vir ons jong mense wat teruggaan na waar hulle studeer, vir hulle wat ook begin met 'n nuwe studiejaar. En ek wil vra, Here, dat U hande oor hulle sal wees en dat U vir hulle sal lei op hierdie pad. Dankie dat ons weet, ons kan hierdie goed aanpak, omdat U vir ons die krag gee, en omdat U by ons is, en omdat U vir ons die toekoms oopsluit. Here, wees so met ons, en gee dat ons in alles sal soek na U raad en U hulp, en dat ons by U sal bly. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, Efesiërs 4, daar 16 verse, kom ons lees dit saam. Dis in die 83 vertaling, kom ons lees, Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees. So is daar net een hoop waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadige gawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking hy het opgevaar veronderstel, tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het na die boonste hemelruimtes, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Daarom sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer soos kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Nou dit wat julle hierbo sien, is 'n antieke skaal of 'n verskillende weergawe van daardie skaal. En dit wat julle in die boonste blokkie sien, is die gewigte wat in hierdie skaal geplaas is. So dit was 'n baie belangrike deel van hoe die besigheidsmense van daardie tyd gefunksioneer het. Hulle het hierdie gewigte gehad en sommige van hierdie gewigte, as julle mooi kyk, sal julle sien hulle het nog merkies op. Daardie gewigte is gemerk vir graan of vir metale of vir wat ook al, want handeldryf was die ding wat die meeste gebeur het in die stede. So het iemand sy skaal gehad en sy gewigte en iemand anders het dan sy goedere gebring en dit is geweeg en daarvolgens het hulle dan met mekaar besigheid gedoen en 'n transaksie afgehandel. Baie vroeg kry 'n mens al dat daar vir die Jode gesê word
dat hulle op 'n eerlike manier met hierdie weeg en hierdie transaksies moet omgaan. Dit is ook so dat daar in die opgrawings gewigte gekry is wat nie heeltemal volgens standaard was nie. Of hulle was te swaar, of hulle was te lig. En die ouens het afgelei dat daar ook maar slinksheid was, wanneer daar met hierdie skale gewerk is. En daarom is daar baie vinnig vir die Jode gesê, as julle op hierdie manier werk, is dit verkeerd. Wees eerlik en doen die regte ding, wanneer julle met 'n skaal werk. Nou, hoekom begin ek vanoggend met die prentjie van 'n skaal? Hoor weer die eerste woorde van dit wat ons gelees het, so in die tweede sin. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang. En dit kan ook vertaal word met die standaard wat God gestel het. En daardie woord standaard het juist te doen met 'n skaal. So hier word vir ons gesê, Paulus sê vir ons, laat dit wat julle doen in julle roeping in ooreenstemming wees, in balans wees, volgens die standaard wees van dit wat Christus julle geroep het om te doen. Ons lewens moet in ooreenstemming wees met dit wat Christus vir ons kom sê het. En dis hierdie standaard, dis hierdie ewewig. Nou sal ons almal vir mekaar sê, ons weet wat reg is. Ons weet wat regverdig is. Ons weet hoe hierdie goed in balans moet wees. Aan hierdie kant plaas die Here sy gewig op die skaal en dan sê hy vir ons moet in balans wees daarmee. Nou wil ek vanoggend vir julle kom sê, die Here se skaal werk bietjie anders. En dit moet ons baie mooi verstaan. En dit moet ons hoor, want dit is die evangelie. Die Here kom sit hier op sy skaal, genade en hoop en liefde en versorging en verlossing en die toekoms en alles wat jy aan kan dink, sit die Here op sy kant van die skaal. En as ons dan nou na ons kant van die skaal kyk, dan staan ons daar met ons leë hande. Met niks om te bring na hierdie skaal toe nie. En weet julle wat is die woorde van die Here? Hy sê vir ons, julle is genoeg. Hierdie skaal is in balans. Al weet ons, die skaal kan nooit in balans wees nie. Die oorwig, die oorgrote meerderheid lê absoluut hier aan God se kant. En as ek dink ek kan iets bydra op hierdie skaal, maak ek 'n fout. Maar die Here kom sê, in die naam van die Christus vir ons, jou skaal is in balans. Want ek sorg dat hy in balans is. En dis wat God se regverdigheid beteken. Al kan ons niks bydra nie. Al is ons totaal en al afhanklik van sy genade, verklaar hy hierdie skaal, hierdie verhouding, hierdie standaard in balans. En stuur hy ons uit om dit wat ons ontvang het, mee te gaan werk, om daarmee te gaan leef, om te doen wat die Here ons stuur om te doen. In die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs praat die Here oor sy genade. Vertel Paulus vir ons van die lewe wat uit die dood uitkom. Van hierdie eenheid wat tussen Christene is. En dan van hoofstuk 4 af, kom hierdie oproep na ons toe. Laat jou lewe in ooreenstemming wees met hierdie roeping. So, in hoofstuk 1 tot 3 word alles vir ons vertel van wat op die Here se kant van die skaal is. En dan word daar vir ons gesê, die Here het die skaal in balans verklaar. Gaan leef nou met dit wat die Here vir jou gegee het om te doen. Hoofstuk 4 herinner ons dat God ons geroep het. Dat God gesê het, julle is die moeite werd. Dat God ons deel gemaak het van sy genade. Dat hy ons deel gemaak het van sy plan. En broers en susters, dit mag ons nooit vergeet, die voorreg om deel te wees van God se plan en van sy toekoms. Dit kan ons nie uit ons eie verkry nie. Dit is wat die Here vir ons gee.
Die Here het ons gekies omdat hy wil. En nie omdat ek of jy iets het om by te dra, of selfs net gedink het, maar ons wil hiervan deel wees nie. Ons is deel hiervan. Ons is deel van sy kerk en sy koninkryk en sy huisgesin, omdat die Here dit gekies het. Aan die een kant van die skaal plaas die Here sy genade, sy gees se teenwoordigheid, lewe, gawes, alles waaraan ons kan dink. En aan ons kant van die skaal ontvang ons net dit alles. En kan ons met dit gaan leef. Hoor ons hoe die Here sê. Hy sê die onmoontlik, hy sê hierdie skaal is in balans. Hierdie skaal is reg. Want van my kant af doen ek alles wat nodig is, sodat julle daaruit kan gaan leef. En daarom kan Paulus vir ons sê, dat ons as gelowiges moet gaan leef wat ons reeds is. Ons moet gaan leef wat die Here reeds van ons gemaak het. Dit is die realiteit wat die Here geskep het. Hy het gesê, ons is sy huisgesin. Ons het nuwe lewens. Ons het deel aan die Gees en aan die Here se redding. En ons kan almal gaan leef uit dit wat die Here vir ons gee. So dit is ons nuwe realiteit. Maar nou moet hierdie realiteit gebeur. En dit kan net gebeur, broers en susters, daar waar ons soveel vertroue het in die Here, dat ons dit gaan leef wat ons is. Dat ons elke dag opstaan met die voorneme, vandag word ek wat ek reeds in Christus is. En dit is wat die Here van ons vra, dat ons roeping gaan uitleef. En deel van hierdie nuwe werklikheid, hierdie nuwe lewe in Christus, is ook dat ons deel het aan 'n geloofsgemeenskap. Dat ons deel het aan hierdie geloofsgemeenskap en hierdie huisgesin. En dat ons hier leef wat ons reeds is. En dat ons hier 'n eenheid is en dat daardie eenheid sigbaar moet wees in ons by mekaar wees, maar ook wanneer ons daar buite in die wêreld is. Dat ons almal hier is met een doel. En dit is om ons roeping uit te leef. En dan sê Paulus vir ons, en ons gaan dit oor die volgende paar weke baie keer hoor, ons het alles wat ons nodig het, want die Here het ons toegerus met alles wat ons nodig het. Sodat ons hierdie gemeenskap van gelowiges kan wees. Sodat ons saam kan dien in hierdie nuwe realiteit, in God se plan, en wat God vir ons bedoel. En broers en susters, so 'n lewende gemeenskap van gelowiges, soos 'n lewende gelowige, kan nie stagneer nie. Ons kan nie op een plek bly staan en sê, ons weet wat ons doen. Ons is genoeg net soos wat ons nou is nie. Dit wat ons doen is reg nie. Nee, ons kan nie stagneer nie, ons moet word. Ons moet as gelowiges elke dag groei. Groei in ons kennis, groei in ons verantwoordelikheid, groei in ons erkenning dat ons 'n roeping het. En dieselfde met ons as geloofsgemeenskap. Dis 'n lewende organisme. Daarom dat hierdie beeld van Paulus oor Jesus as die hoof en ons as die liggaam so kreatief is. Want dit is iets wat aan die beweeg is, wat aan die lewe is, wat asemhaal en wat groei en wat word. En dit is wat ons moet besef. Ons is nog lank nie waar ons moet wees nie. Nie ek as gelowige nie ons as geloofsgemeenskap nie. Ons moet daarna toe strewe. Ons het 'n roeping om uit te leef. En dit is waarop ons moet fokus. Ons is 'n lewende skepping van God, wat moet groei en ontwikkel en leef. Maar die wonderlike is, broers en susters, dat in hierdie eenheid, waar ons saam gevoeg is ons 'n heerlike diverse spul. Ons verskil van mekaar. Ons lyk nie net anders nie, ons klink baie keer anders as mekaar. Ons dink verskillend, maar in die groter geheel word ons saamgebind deur die genade van die Here. En dan kom Paulus en hy sê vir ons wat dit so wonderlik maak, dat in hierdie diverse spul
is daar plek vir elkeen van ons. Hoort elkeen van ons. Moet ons hier wees en moet ons hier besig wees. Dit is wat God in sy plan vir ons voorsien. Dis wat oor eeue al gebeur het en wat nog in die eeue vorentoe steeds sal gebeur. Die Here kom met sy genade en hy vul hierdie ruimte van hierdie geloofsgemeenskap met sy genade. En hy maak dit vir ons moontlik om hom te dien deur saam te werk en saam sy liggaam te wees. Ons weet dat ons van mekaar verskil. Ons weet dat ons passie verskil en dat ons gawes verskil en dat ons vermoëns verskil en dat wat my aanspreek verskil van die volgende ou. En dan is daar in hierdie model wat Paulus vir ons gee plek vir almal. 'n Geleentheid vir almal terwyl ons een is. En hy sê vir ons moet elkeen besig wees met hierdie stukkie roeping wat die Here vir elkeen van ons gegee het. En uiteindelik kanaliseer ons almal saam die wil van die Here in hierdie wêreld. Elkeen is belangrik. Elkeen het 'n bydrae om te maak. Dis hierdie lewende gemeenskap van gelowiges waarin ons betrokke is en waarmee ons saam meewerk. Ons gaan in hierdie kwartaal wat voorlê, broers en susters, ontdek. Ons gaan ons plek ontdek. Ons gaan ons plek in hierdie gemeenskap ontdek. Hoekom is ons hier? Hoekom is ek hier? Hoekom is ons hier? Ons gaan uitvind wat ons roeping is. Ons gaan uitvind waarmee ons toegerus is en ons gaan uiteindelik uitvind waarheen ons op pad is. Maar vir enige gemeenskap van gelowiges, vir maatskappye daar buitekant, is daar een ding wat vir hulle deesdae baie belangrik is. En dit is dat dit gebeur baie keer wanneer mense so deur 'n oefening gaan van waar is ons, waarheen is ons op pad, dat hulle kernwaardes identifiseer. In hierdie gedeelte word daar vir ons 2 kernwaardes geïdentifiseer. En ek dink hierdie 2 kernwaardes is genoeg vir ons om hierdie jaar mee te werk. Die eerste kernwaarde waarmee Paulus hier werk is waarheid. Hy praat van die waarheid van Christus. Die waarheid van God. Tussendeur praat hy van mense wat op slinkse maniere kom met verdigsels en verdraaiing van die evangelie en wat ook al moontlik is. Ons weet dat in ons tyd dit ook net so waar is. Dat 'n mens, soveel mense soveel opinies kry. En dat 'n mens baie keer worstel om dit wat vals is en dit wat waar is van mekaar te onderskei. Nou kom ons fokus hierdie jaar op hierdie een kernwaarde. En dit is die waarheid van God. Wat is die waarheid van God? Deel van daardie waarheid, en ons baie wat ons hier met mekaar kan deel, is dat Jesus Christus en hoe hy opgetree het en wie hy was, in ons belang opgetree het. Dat hy gekom het om dit wat God wil uit te voer. En dat hy vir ons hierdie reuse nalatenskap gelos het. Dat hy ons deel gemaak het van homself en daarom van God. En as ons sê ons is 'n gemeenskap van gelowiges, dan is die waarheid dat ons aan God en aan Jesus en aan die Gees verbind is en bly. Ons bly verbind aan die evangelie as die waarheid waaruit ons leef. Dis waarvandaan ons wegtrek. Geen ander plek nie. En in daardie waarheid gaan ons onsself verdiep. Ons gaan hierdie waarheid ontdek. Ons gaan weer en weer besef. Hoekom is ons deel van hierdie waarheid? En waarheen vat hierdie waarheid ons? Die tweede kernwaarde wat Paulus hier vir ons gee en waarmee ons hierdie jaar die heeltyd gaan werk, behalwe waarheid, is liefde. Hy praat van dat ons hierdie waarheid in liefde sal uitleef. Hierdie kernwaarde van liefde sê, ek is oop, ek is opreg, ek is eerlik, ek is gereed om deel te wees
van hierdie geloofsgemeenskap. Ek is bereid om die evangelie van Jesus Christus met integriteit te leef en uit te leef en te verkondig. Om in gedagte te hou dat ons van mekaar verskil, maar dat ons een is. En dat wanneer ons met mekaar werk en wanneer ons met ander mense werk, is een van die kernwaardes wat ons toepas, is liefde. Liefde wat sê, ek stel jou voor my. Liefde wat sê, ek is nederig, want ek het niks om op te roem nie. Ek kan nie op myself roem nie, ek kan net op God roem. Vergifnis, genade, al die goed wat Jesus vir ons kom voorleef het, is die goed wat ingebou is in ons by mekaar wees en in ons lewe na buite toe. Paulus sê vir ons, dis hoe hierdie liggaam homself opbou, in waarheid en in liefde. Kom ons vat hierdie uitdaging, kom ons hoor hierdie oproep, dat ons elke tree wat ons nou gee, gaan gee in hierdie twee kernwaardes wat ons met ons saamvat. In die waarheid van God en in die liefde wat Jesus Christus aan ons kom bewys het en wat hy vir ons vra, dat ons teenoor mekaar sal uitleef. Amen. Ek gaan nou vra, broers en susters, dat ons die Ons Vader, lied 266 sal sing as ons dankgebed. Ek gaan vra dat ons staan daarvoor, want 'n mens kan nie die Onse Vader sing as jy sit nie, daai hoë note raak jy heeltemal verlore. So kom ons sing dan die Ons Vader as ons gebed en dan bly ons net so staan vir slotlied en vir dit wat daarna kom asseblief. Amen.
die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. See